Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Psalm 121. Nou ek het altyd gewonder, hoekom sê die psalmdigter van Psalm 121 dat hy opkyk vir die berge vir hulp? Baie mense kyk direk op na die hemel toe en bid na die hemel toe vir hulle hulp. Hulle kyk nie na die berge wat laer is as die hemele nie. Dis het ek nie die psalmdigter reg verstaan en die bedoeling hier agter nie, totdat die betekenis vir my behoorlik oopgegaan het. Nou op die 15de van die tweede maand 2026 het ek deelgeneem aan die Diskemse fietswedren Ride for Sight van 125 km. Ek het oorspronklik ingeskryf vir 116 km wat die verste rit vir my sou wees. Maar omdat daar 'n gedeelte van die pad was wat baie slaggate gehad het, het hulle die roete toe verander na 125 km wat vir my sommer omgekrap het. Sielkundig het ek my reg gemaak vir 116, maar nou kom hulle sommer byna oornag en hulle verander dit na 125 km. Die ander probleem was ook dat ons nie baie geoefen het vir die wedren nie, weens my besige skedule. Ons het van Brakpan af weggespring en het met 'n ompad na Heidelberg gery, wat gewoonlik 25 km van mekaar is. Maar die ompad wat ons gery het, was 88 km tot in Heidelberg. Die week voor die wedren was dit baie warm gewees en sonnig. En in my gedagtes het ek gebid en ek het gevra dat dit asseblief bewolk moet wees vir daardie dag. Nou as 'n mens bid, moet 'n mens baie spesifiek wees as mens bid. Ons het lekker onweer gehad, byna soos 'n wolkkolom wat ons daardie dag beskerm het teen die son. Maar met onweer kom die wind. En wind is nie altyd jou maatjie nie, want jy kry hom byna nooit van agter af nie. Altyd net van voor af. En die beste wind wat jy kry is by opdraande. Nou die 125 km rit het nie baie styl opdraandes gehad nie. Die opklimhoogte was so 866, waar die 94.7 wedren so 1349 meter was. Maar vir 98 km. Maar daar was ook nie baie afdraandes gewees om te rus nie en mens moes die heeltyd getrap het. Ek het 7:23 die oggend weggespring en ek het gereelde gebedsure wat ek gewoonlik bid as ek by die huis is en soms ook as ek op die fiets ry op my eie. En dit is gewoonlik in die omgewing van 9uur en 12uur en sovoorts wat ek bid. En dan trek ek sommer van die pad af en ek bid in die veld waar dit moontlik is. Toe ek by hierdie gedeelte in die video kom, was dit ongeveer so 9uur gewees. En ek het my hand voor die kamera gedruk om te wys dat dit 9uur is. Maar ek het 'n gevoel gekry om te stop en te bid. En ek doen dit gewoonlik nie as ek besig is met 'n wedren nie. Dit is mos kompetisie en elke sekonde tel mos. Maar ek is nie in vir die kompetisie nie, net om te kyk of ek wel hierdie 125 km kan doen. So, ek is nie baie gepla oor die tyd nie, maar mense wil ook nie ekstra tyd afstaan op die rit nie. En dan dink ek ook, wat gaan die mense nou dink as ek nou langs die pad gaan stop en gaan bid? Gaan hulle nou dalk dink, "Ey, tog hierdie man is so moeg dat hy nie kan aangaan nie, dat hy moet stop en bid vir krag?" Dit is maar die gedagtes wat deur my kop gegaan het, en ek het toe besluit om te ry en te bid. Volgens my was dit 'n groot fout, want nou kry ek hierdie gedagte in my kop en ek ignoreer dit. Wat gaan vir my wag? Ons is ongeveer so 50 km toe dit 9uur was, en ek is gewoond daaraan om meer as dit te ry, en ek het al 98 km met gesukkel gery. Maar toe van 9uur af voel die pad net vir my langer en langer. Die wind is sterk en ek raak lekker moeg. En dan die beste van alles is, ek ry 'n bergfiets wat byna 3 keer swaarder is as 'n padfiets. En ek dra ook 'n rugsak met nog water en kos en 2 binnebande het indien ek 'n papwiel sou kry, en ook 'n batterylaaier, 'n stuk in 'n GoPro. En dit is hoekom dat die beeld ook so dof lyk op die video, want ek klip hier die kamera se lens getref. So verskoon die gehalte van die videobeeld. Dis trap ek nou nog baie swaarder as die ander manne met 'n padfiets. So as ek eendag groot is, sal ek ook graag 'n padfiets wil hê om makliker te kan trap en ook vinniger die wedren klaar te kan maak. Maar prys ja, ek het nogal 'n hele paar manne verbygevat op opdraandes met hierdie swaar bergfiets van my as wat hulle met hulle padfietsse ry. Nou toe ek so 80 km haal, so ongeveer 8 km voor Heidelberg, was ek lekker moeg. En ek het gevoel dat ek nie meer kan nie. En ek sê vir myself, ja, jy wil mos nie luister om te stop en te bid nie. Ek's mos haastig om klaar te maak en ek skeep my skepper af. Kry vir jou. Die wind bly sterk en ek dink om meer spesifiek volgende keer te bid en te vra vir bewolkte weer sonder die wind. Want as 'n mens bid, moet 'n mens baie spesifiek bid. Gedagtes gaan deur my kop. Hoe kan ek maak om op te hou?
Moet ek van die pad af ry in die gras en 'n ongeluk naboots en sê ek het seer gekry en dat my vrou my moet kom haal? My vriendin wat voor my weggespring het, het gesê, sy het ook lekker moeg gevoel. Sy het geprobeer om oor glasstukke te ry en te sê sy het 'n papwiel en sy kan nie aangaan nie. So moeg het die pad ons gemaak en die beste van alles is, Heidelberg is nie die einde nie. Ek is nou eers 80 km in hierdie wedren en ek het nog 45 km nog om aan te gaan. En ek het nie krag nie, ek is moeg. En toe ons so 8 km voor Heidelberg is, toe sien ek 'n baie styl opdraande. Die stylste wat ons nog daai dag gekry het. En my moed sak tot diep in my skoene. Ek kyk na hierdie groot berg wat voor my is. En daai berg breek my moed. En ek self het nie die krag om daaroor te gaan nie. En ek dink aan Psalm 121. En daardie psalm gaan oop vir my. En ek sê vir Jahwe, ek slaan my oop na hierdie berg wat vir my voorlê. Ek is moeg, ek het nie krag nie. En ek kan nie meer nie. Ek as mens sal nie alleen daaroor kom nie. Maar ek weet, ek kan my oë na U toe opslaan, na my bewaarder en my beskermer. En U sal vir my daardie krag gee om vir hierdie berg te sê, jy sal my nie breek nie. Ek is tot alles in staat deur Yeshua Messias wat my die krag gee. Nou ongelukkig is my GoPro oud. Die lens is gechip en die battery laai nie reg terwyl ek ry nie. En ongelukkig het ek nie die hele opdraande afgeneem nie. Ek kon nog net 'n stukkie afgeneem het van hierdie opdraande, maar die battery was nog besig om gelaai te word. Nou hierdie man met sy padfiets kon nie die opdraande uitgetrap het nie en het besluit om te loop. Jahwe het my die krag gegee en ek het daai opdraande uitgery en het nie nodig gehad om te loop nie. Halleluja! By Heidelberg het ek toe gestop by my gesin, my seerbene en voete gesmeer met koningsolie en ek het 'n bietjie geëet en toe verder gery. Net uit Heidelberg uit op die R23, net toe ons oor die N3 gaan, toe is dit 12:00 die middag en dit is die ander gebedtyd wat ek toepas. En ek het toe langs die pad gestop by 'n boom, my hoed afgehaal en het gebid. Nou van daar af het ek in rigting van Bragpad gery. En ek was nog moeg, maar ek het baie beter gevoel. Ek het nog 'n paar mense verbygevat. Een man wat my gereeld verbygevat het op die roete en ek weer vir hom, het ek toe naby die einde ingehaal en hy het met 'n padfiets gery. En ek het toe suksesvol die wedren voltooi in 6 ure en 6 minute. Dit was my tyd gewees in 2024 van 1890 km vir die 94.7 en die keer het ek 125 km gery. Ek het dit gemaak, ek het myself bewys ek kon. En hierdie groot berg wat voor my was, is nou agter my. En ek is tot alles in staat deur Yeshua Messias wat my hierdie krag gegee het. My vrou het ook gesê dat ek hierdie einde vinniger gery het en sy was verbaas geweest dat ek so vinnig by die einde was. Nou dit het nou nie vir my baie vinnig gevoel nie. Maar hoor mooi, daardie berg was nie net 'n fisiese opdraande nie. Dit was 'n beeld van die lewe self. Party van ons staan vandag voor berge wat groter lyk as daardie een voor Heidelberg. Skuld wat ophoop, werkloosheid wat waardigheid toets, siekte wat jou liggaam breek, verhoudings wat verbrokkel, kinders wat afdwaal, depressie wat soos 'n swaar wolk hang, onsekerheid oor môre, vrees vir die toekoms en die wind wat net altyd van voor af waai. En jy kyk na die berg en jy sê, ek kan nie meer nie. Maar Psalm 121 sê, ek kry my hulp nie by die berge nie. Dit sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Met ander woorde, ek kyk na die probleem, en dan kyk ek hoër as die probleem. Moenie vaskyk teen die berg nie. Moenie jou fokus gee aan skuld, aan werkloosheid, aan mense se opinies, of aan jou tekortkominge nie. Kyk op, kyk na die een wat groter is as die berge. Kyk na hom wat selfs die berge gevorm het. Die een wat gesê het, laat daar wees, en dit was. Jou Elohim is nie geïntimideer deur jou berg nie. Hy meet nie berge in meters nie. Hy skep hulle. En Yeshua Messias het gesê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, kan jy vir hierdie berg sê, word opgetel en in die see gewerp. Nie omdat jy groot is nie, maar omdat jou Elohim groot is. So vandag, moenie teen jou berg vaskyk nie. Moenie sê ek kan nie. Sê eerder, ek slaan my oë op. Sit jou vertroue nie in jou eie krag nie, nie in jou eie planne nie, nie in jou fiets nie, nie in jou salaris nie, maar in die groot een. En wanneer jy weer voor daai opdraande staan, moenie breek nie, moenie omdraai nie of moenie 'n ongeluk naboots nie. Slaan jou oë op, want die berg wat vandag voor jou is, sal môre agter jou lê. En jy sal sê, ek het nie oor hierdie berg gekom omdat ek sterk was nie.
Ek het oor hierdie berg gekom, omdat my skepper my krag was. Halleluja. Mag jy altyd sterk staan, en vir hierdie berg wat voor u staan, werp in die diepte van die see, want jy is tot alles in staat deur Yeshua Messiah wat jy die krag gee. Ek het toe 'n lied saamgestel met die titel Ek slaan my oë op na die berge, wat my verhaal nogal vertel het op hierdie fiets wat ek gery het vir die 125 km. Luister gerus na die woorde van hierdie lied. Ek ry al ure, bene brand, sweet loop af, brand my oor. 80 kilometer agter my, maar nog 45 voor my lê. Dan kom die opdraande, styl soos 'n berg voor my. My swaar fiets sleep my af, ek het nie krag nie meer. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Nie van die klippe, nie van my eie krag nie. My hulp is van Yahweh, die skepper van die hemel en aarde. Yahweh, U is groot, U gee my krag. Tree vir tree, pedaal vir pedaal, U dra my deur. Die berg bly styl, onweerdreun, sterk wind waai my terug. My krag raak min, ek voel hoe my menswees breek. Hier waar die opdraande groter lyk as alles wat ek kan, steek menslyke krag is op. Ek voel so klein en alleen, maar ek kyk op oor die piek na U, o Yahweh. U wat die berge gevorm het, U slaap nie, U waak. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Nie van die klippe, nie van my eie krag nie. My hulp is van Yahweh, die skepper van die hemel en aarde. Yahweh, U is groot, U gee my krag. Van nou af tot in ewigheid, U bewaar my pad. As my krag tot niks verminder en die pad te lank wil bly, die wind en reën maak alles swaar, maar Yahweh is groter as die berg. Hy klim die berg saam met my, hy hou my in sy hand. Of dit 'n berg op die fiets is, of 'n berg van skuld, finansies wat dreig, probleme wat my wil breek, dieselfde Yahweh wat my deur die opdraande dra, sal my help, sal saam my uitklim, sal my nooit verlaat. Ek slaan my oë op na die berge, my hulp is van Yahweh. Yahweh, gee my krag vandag, U is my